Goeienaand luisteraars. Ek is Maritjie Maaskoekemoer, misdaadverslaggewer van die ou skool. Uit daardie era toe 'n mens nog met 'n notaboek, 2 penne en 'n gesonde wantroue in amptelike weergawes by 'n toneel opgedaag het. Ek het lank genoeg in hofsale gesit om te weet, wanneer 'n klein dorp sê, ons is almal geskok, beteken dit gewoonlik een van 2 dinge. Of niemand het iets geweet nie, wat selde waar is, of heeltemal te veel mense het iets geweet, maar nie betyds genoeg gesê nie. Vanaand draai ons die lamp na Ceres in die Wes-Kaap, na die moord op David Olyne. 'n Jong gay man wie se dood nie net gewelddadig was nie, maar vernederend, haatgedrewe. En as 'n mens die geskiedenis van die saak mooi lees, moontlik nooit heeltemal volledig opgelos nie. Ons vat net 'n kort breek, net hierna maak ons die dossier oop. Hallo mensies, Madeleine hier. Welkom terug by Slaapstories vir groot mense. As jy nuut is hier by ons, baie welkom. En as jy al deel is van ons storiefamilie, ons is bly jy's weer hier. By Slaapstories vir groot mense kuier oom Eldie elke donderdag aand by ons, en op Sondagaande wissel ons so deur die maand tussen Maaskoekemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en dan ook 'n spookstorie uit die verlede. So of jy vanaand lus is vir iets geselligs, iets spannends, iets vol misterie of sommer net 'n bekende Afrikaanse stem wat jou rustig help afskakel. Daar's altyd 'n storie hier wat vir jou wag. As jy op YouTube luister, onthou asseblief om te like, comment en subscribe. En as jy op Spotify luister, volg ons asseblief. En so 'n kommentaartjie is ook altyd welkom. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners reg oor die wêreld, om daai klein bietjie heimwee te sis, om die dag sag af te sluit en om jou hopelik rustig saam te neem na droomland. Mensies, my siel is maar swaar die laaste paar dae. Ek dink aan 'n wêreld wat moeg is. Aan Gaza, aan Sudan, aan Iran, aan Amerika, aan al die plekke waar mense vanaand met vrees in hulle bors probeer slaap. En tog glo ek, hoop sterf nie eerste nie. Dit bly leef in elke sagte hart wat nog omgee, nog onthou, nog fluister. Daar moet tog 'n beter manier wees. Dat ons nog glo, daar moet 'n sagter manier wees om mens te wees. Ek hoop en bid so. Maak jouself nou gemaklik, raak rustig en kom luister verder na vanaand se misdaadverhaal. Kom ons sit die lig aan en maak die dossier oop. Wie was David Olyne? David Olyne was 'n jong man van die Ceres Bella Vista omgewing. Sy ouderdom verskil effens van verslag tot verslag. Party noem 21, ander 22 en ander 23. Wat wel konstant bly, is dat hy openlik gay was, dat hy bekend was in die gemeenskap en dat mense wat hom geken het hom as vrolik, lewendig en aangenaam beskryf het. En dit is belangrik om vroeg al te sê, David was nie net 'n naam in 'n saak dossier nie. Hy was nie net die oorledene of die liggaam by die toneel nie. Hy was iemand wat mense geken het, iemand vir wie daar getreur is, iemand wie se menswees maklik begrawe raak onder die gewig van hoe hy gesterf het. In Maart 2014 is David Olyne se liggaam gevind by 'n verlate pompstasie of pomphuis net buite Bella Vista, naby Ceres. Die kernfeite van die toneel is duidelik. Sy liggaam was verkoel of verbrand. Hy was met draad vasgebind en dit was onmiddellik sigbaar dat hierdie nie 'n vinnige of impulsiewe aanval was nie, maar 'n buitengewone wrede een.
Dis die soort toneel wat vir ondersoekers op die eerste oogopslag al iets sê. Hierdie was nie bloot geweld om iemand stil te maak nie. Hierdie was geweld wat wou straf, verneder en 'n boodskap stuur. En in baie haatmisdade is dit presies wat die brutaliteit doen. Dit dood nie net nie, dit probeer ook uitwis. Een van die ontstellendste dele van hierdie saak is dat die moord glo nie in totale afsondering plaasgevind het nie. Volgens getuienis wat later na vore gekom het, het Christo Onke jong mense in die omgewing geroep om te kyk hoe hy, en verskoon tog die woord, maar dis belangrik om dit nie sagter te maak as wat dit was nie. 'n Moffie gaan doodmaak. Daardie detail sou later sentraal staan in die begrip van die misdaad as 'n homofobiese haatmoord. Volgens verskeie weergawes was David reeds bebloed en vasgebind toe sekere jong mense by die toneel opgedaag het. Daar is verder berig dat hy met stomp geweld aangerand is, insluitend geslaan met 'n harde voorwerp, en dat hy uiteindelik aan die brand gesteek is. Die beskrywings verskil op sekere fyn detail van die volgorde en presiese instrumente, maar hulle stem saam oor die breë patroon. Vasbinding, ernstige aanranding en verbranding. Nou luisteraars, hier moet 'n mens 'n oomblik stil raak. Want as mense regtig geroep is om te kom kyk, dan beteken dit die geweld was nie net persoonlik nie, dit was ook opgevoer. Daar is iets diep onheilspellend aan geweld, wat gehoor, gesien of selfs gedeel moet word om sy volle krag te hê. Die saak het vroeg reeds spanning in Ceres laat ophou. Gemeenskapslede en aktiviste het openlik gesê, gay mense in die gebied voel nie veilig nie. Daar was ook frustrasie oor die tempo en kwaliteit van die ondersoek. In latere verklaringe en verslae is die polisie gekritiseer oor swak opvolg, stadige werk en die moontlikheid dat nie almal wat betrokke was behoorlik ondersoek is nie. Daardie ontevredenheid het nie sommer uit die lug geval nie. Die saak het jare lank aangehou, gesleep met hofverskynings, vertragings en 'n gevoel by aktiviste dat die strafregstelsel nie die volle waarheid vasgryp nie. In Suid-Afrika is vertraging soms net die netjiese woord vir daardie bekende ou spook, momentum verlies. En in 'n ernstige saak is momentum nie 'n luukse nie. Dis die verskil tussen 'n skerp dossier en 'n halfvergete waarheid. Kom ons wees presies oor wat ons wel weet en nie weet nie. David O'Lane is met draad vasgebind gevind. Hy is ernstig aangerand of doodgeslaan en sy liggaam is daarna verbrand of aan die brand gesteek. Wat nie heeltemal seker en volledig in die openbare rekord lê nie, is die presiese tegniese detail van die nadoodse bevindings. Met ander woorde, ons weet van die vasbinding, ons weet van die geweld, ons weet van die verbranding, maar die volledige patologiese en forensiese prentjie lê nie so netjies voor die publiek soos 'n mens sou wou hê nie. Daar was vroeë verwysings na moord en verkrachtingsklagtes, maar die publiek beskik nie oor 'n volledige, eenvoudige, sluitende forensiese opsomming van daardie deel van die saak nie. En dit is belangrik, want goeie ware misdaad weet wanneer om ferm te wees en wanneer om eerlik te sê, hierdie deel van die rekord is nie skoon genoeg om harder te praat as die feite nie. Die man wat uiteindelik skuldig bevind is aan David O'Lane se moord was Christo Onke, en sommige weergawes ook as Onker gespel. So hoe het die polisie uiteindelik by hom uitgekom? Uit alles wat later in die hof en in openbare rekords na vore gekom het, lyk dit of die saak grootliks gebou is op mense wat daar was, of kort na die tyd geweet het wat gebeur het, saam met die besonderhede van die toneel self. Daar was getuienis dat Onke jong mense geroep het
om te kom kyk hoe hy, en ek herhaal nou die woord soos dit in die getuienis opduik, 'n moffie doodmaak. Daardie beweringe het swaar begin weeg toe die saak uiteindelik in die hof ontvou. Maar, soos met soveel sake in hierdie land, was die probleem nie net om 'n naam te kry nie. Dit was om die hele waarheid agterna te sit. Want al het die polisie genoeg bymekaar gemaak om Onke te arresteer en te vervolg, was daar deurgangs ernstige vrae oor hoeveel ander mense moontlik geweet, gesien of selfs deelgeneem het, sonder dat hulle ooit regtig ingehaal is. In Januarie 2016 is hy aan moord skuldig bevind nadat die hof bevind het dat hy David in 2014 naby Ceres doodgeslaan en verbrand het. Die skuldigbevinding was 'n baie belangrike oomblik, veral vir 'n gemeenskap wat reeds lank gevoel het die saak word nie met genoeg dringendheid hanteer nie. Maar selfs by die skuldigbevinding het daar reeds 'n moeilike vraag in die lug gehang. Was dit regtig net hy? Hier lê die hart van die saak. David O'Lynne se moord is later deur die hof as 'n haatmisdaad erken, spesifiek omdat die geweld teen hom verbind is aan sy seksuele oriëntasie. Daar is verwys na die gebruik van homofobiese beledigings, waaronder daardie woord wat reeds vroeër geval het, tydens of rondom die aanval. Dit was nie 'n toevallige byklank nie. Dit was deel van die misdaad se betekenis. Dis iets wat dikwels verlore raak wanneer mense oor haatmisdade praat, asof dit maar net gewone moorde met lelike taal daaromheen is. Dis nie. 'n Haatmisdaad kies sy slagoffer nie net oor 'n botsing of 'n rusie nie, maar oor wat die slagoffer verteenwoordig in die oë van die dader. In 'n gewone taal, David is nie as David aangeval nie. Hy is ook aangeval as 'n gay man. In Oktober 2016 is Christo Onke tot 17 jaar gevangenisstraf gevonnis vir David O'Lynne se moord. 17 jaar. Net 17. Dit was 'n belangrike oomblik in die saak, maar selfs daardie slot was nie heeltemal 'n slot nie. Die regter het openlik erken dat dit waarskynlik is dat ander betrokke by David se moord nooit tot verantwoording geroep is nie. Die dossier is ook oopgehou vir verdere ondersoek. Dit is die deel wat bly hang. Want dis een ding as aktiviste sê geregtigheid is onvoltooid. Dis iets anders wanneer die hof self laat blyk dat die volle waarheid moontlik nie in die beskuldigde bank gestaan het nie. Daar is deurgangs volgehou dat meer as een persoon by die aanval betrokke was en dat sommige teenwoordiges waarskynlik meer was as blote toeskouers. Daardie standpunt was deel van 'n groter frustrasie met die ondersoek en die manier waarop die saak uiteindelik vernou is tot een hoofskuldige. David O'Lynne se moord het wyd weerklink in die LGBTQIA+ aktivisme in Suid-Afrika. Die saak het groter geword as net een hofsaak. Dit het 'n simbool geword van hoe kwesbaar queer mense, veral in kleiner dorpe en meer konservatiewe gemeenskappe, kan wees. Maar dis ongelukkig nie 'n nuwe storie nie. Wat David se saak egter besonder swaar maak, is dat die brutaliteit daarvan so openlik en so skaamteloos was. Hierdie was nie geweld wat homself probeer wegsteek het nie. Hierdie was geweld wat volgens die getuienis wat later beskryf is, wou hê ander moet kyk. En hier sit ons dan, luisteraars, met 'n naam, 'n toneel, 'n beskuldigde, 'n vonnis. Op papier lyk dit amper soos afsluiting. Die soort dossier wat in 'n argiefkas kan gly met 'n stowwerige etiket en 'n gevoel van, nou ja, ten minste iemand is tronk toe. Maar onder die lamplig lyk dinge selde so netjies. Want David O'Lynne se saak laat 'n mens met daardie moeiliker vraag. Nie net wie het hom vermoor nie, maar wie het alles geweet, gekyk, geswyg of
weggekom. Een man is skuldig bevind, een man is gevonnis, maar selfs die hof het laat blyk dat dit waarskynlik nie die hele storie was nie. En dalk is dit die deel wat die hardste bly spook. Nie net dat David op 'n verskriklike manier dood is nie, maar dat die waarheid rondom sy dood moontlik groter was as wat die sisteem eintlik kon of wou vasgryp. David O'Lane was nie net 'n slagoffer nie. Hy was 'n mens. En soos met soveel van ons land se donkerste sake, het die vuur lankal uitgebrand, maar die hitte van die vraag het nooit heeltemal verdwyn nie. Dis met 'n swaar gemoed dat ons hierdie dossier toemaak. SFX, 'n boek wat stadig toemaak. Miskien sal iemand iewers sy gewete hom nog eendag verraai. Miskien sal iets nog glip. Maar vanaand bly ons met minder antwoorde as wat 'n mens sou wou hê. Ek is Marietjie Maas Kokemoer. Dankie dat jy vanaand saam met my hier onder die lamplig gesit het. Hou die lamp naby, want lig onthul. Maar nie altyd alles nie. Volgende keer skyn ek die lamplig op nog 'n dossier, maar vanaand skakel ons die lig af op die hartseer laaste oomblikke van David O'Lane. SFX, lig klik af. Ek weet jy Pixie! Of jy die hele tyd nou vir Pixie gehoor het nie. Kom ons gaan net so 'n stuk terug, sorry. Papa, lê, mama's amper klaar. David O'Lane was nie net 'n slagoffer nie, hy was 'n mens. En soos met soveel van ons land se donkerste sake, het die vuur lankal uitgebrand, maar die hitte van die vraag het nooit heeltemal verdwyn nie. Dis met 'n swaar gemoed dat ons hierdie dossier toemaak. Miskien sal iemand iewers sy gewete hom nog eendag verraai. Miskien sal iets nog glip. Maar vanaand bly ons met minder antwoorde as wat 'n mens sou wou hê. Ek is Marietjie Maas Kokemoer. Dankie dat jy vanaand saam met my hier onder die lamplig gesit het. Hou die lamp naby, want lig onthul, maar nie altyd alles nie. Volgende keer skyn ek die lamplig op nog 'n dossier, maar vanaand skakel ons die lig af op die hartseer laaste oomblikke van David O'Lane. Onder die lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. Lekker slaap.